Goeiedag, dis 10 Augustus, so 'n bietjie terugvoer oor die Iran-oorlog. Gaan nie veel aan op die oomblik nie. Dis stil tussen Amerika en Iran, stil tussen Israel en Iran. Iemand het my 'n vraag gevra. Hulle sien op die media dat president Trump oorweeg nou om net alles te los en te waai dit net so te los en nie eers aan te gaan met die nuclear deal nie. Is dit so? Ja, dit is so. Dis een van options. Onthou, president Trump het baie options. Een option is, obviously, los dit soos is en waai. Laat hulle self sukkel en sien kom klaar, want hulle is nou gebom tot, weet nie waar trek nie, het gaan hulle 10, 20 jaar vat om te rebuild. Ander option is, gaan volskaal in, bom alles wat oor is. Ander option, sit troepe in die grond, invade hulle, vat alles oor. Ander option, halfte, invade net Kark Island, sny af hulle olievervoer en vat hulle olie van daar af. Ja, en is weer, destroy Kark Island. Dat hulle geen meer toekomstige olie kan uitvoer vir jare en jare nie. Ander option is, gaan bom al hulle brûe en hulle elektriese fasiliteite en die tipe dinge wat hulle oorlogsprogram sponsor. So, ja, daar is definitief, is dit 'n opsie op die tafel? Gaan jy dit gebruik? Nee, nie noodwendig nie. Wie rapporteer daaroor? Dis nie is een van sy opsies nie, dis iets wat uitgedink is deur van die liberal en die left media. En jy kan sien wie gaan rapporteer daaroor. So, 'n baie groot ding wat jy moet altyd onthou, die media moet verkoop. En om te verkoop moet hulle sensasie skep. As daar nie sensasie is nie, gaan niemand hulle media luister nie. Daarom moet jy maar altyd as jy kan die sensasie probeer uitsny en sien maar bly oor en sien hoe credible is 'n media source. Jy het al gesien in die verlede hoe daar gesê is, veral social media, hoe credible social media sources is. Jy het al gesien in die verlede op social media, YouTube platforms, die tipe van goeters, waar die mense die goed so opblaas en dit gaan nou so en so gebeur, dan kom dit nooit nie. En dan is jy later hulle attent maak daarop, maar dit nooit gekom nie. Dan hulle verander hulle storie vinnig of hulle bly net stil daaroor. Of maak soos McGregor en Scott Ritter. Hulle haal hulle video's van YouTube af, waar hulle goed predict het en goed oorgesê het, en dan kom dit agter nie gebeur nie, en dan gaan allerlei video's af. Spesifiek hulle video's wat oor die Oekraïne-oorlog gemaak het hier in die begin. Hoe het elke 2 weke so die einde gewees het van die oorlog en ons trek al by oor die 4,5 jaar. Maar sulke tipe goeters. So haal die sensasie uit, dan gaan jy agterkom wat is die realiteit en miskien die regte goeters. Wat so opsies het president Trump? Baie. Is die US military nog steeds in plek? Jep. Die grootste mag van die US military wat nog ooit in die Midde-Ooste was, behalwe vir die eerste en die tweede Irak-oorlog, en die Afghan-oorlog, is nou op die oomblik ontplooi in die Midde-Ooste, daar rondom Iran. So hulle is nog steeds daar, hulle is steeds gereed om te stryk as president Trump dit verwag. En hoekom is dit so stil op die oomblik? Daar was redelik sterk samesprekings wat hy sien, dit lyk of hulle kan na peace deal. Hy probeer hierdie ding oplos sonder geweld, maar hy het die vermoë en hy kan kies om geweld te gebruik as hy wil. Dis daar beskikbaar onmiddellik om te gebruik. So tot die ding heeltemal tot 'n resolusie kom, sal hy magter daar bly voor hy enigiemand gaan onttrek daar. Dis al vir vandag. Dit lyk die volgende paar dae gaan maar net stil wees. Hier en nou en dan gaan iemand 'n skoot skiet dalk, maar verder lyk dit stil tot ons sien wat verder kom. Die bol is in die kort daar by die Iraneerse kant. Sien julle later. Cheers.